Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Spreuke 27 vers 18 sê, wie 'n vye boom oppas, sal sy vrugte eet, en hy wat vir sy heer sorg, sal geëer word. Hier sien die woord leer ons, hy wat 'n vye boom oppas, sal sy vrugte eet. Met ander woorde, diegene wat ywerig en verantwoordelik is in dit wat hulle doen, die beloning van hulle pogings, sal geniet word. En soos wat jy 'n boom oppas en versorg, so sal hy goed groei en vrugte produseer. Net so in die lewe, as jy jou pligte en jou verantwoordelikhede getrou nakom, sal jy die vrugte pluk. Die woord leer ons ook, hy wat vir sy heer sorg sal geëer word. Dit beklemtoon aan die ander kant die belangrikheid van lojaliteit en getrouheid in jou verhoudings, veral in die konteks van diens of werk vir iemand anders. Dit dui ook daarop dat as jy diegene met gesag soos 'n meester of 'n leier met integriteit en toewyding beskerm of dien, jy uiteindelik erken en geëer sal word vir jou toewyding. Dit is so maklik vandag om in die struik van die vyand te trap, deur om te dink, as my omstandighede net sal verander, as ek net die verhoging kry, of as ek net die nuwe huis kry, dan sal my lewe beter wees. Jy mag dalk vandag dink, as ek net 'n nuwe werk of hierdie nuwe motor kan kry, of as ek net beter vriende kan kry, dan sal ek regtig gelukkig wees. Maar Vader leer my dat hy baie keer eers ons verander, voordat hy ons omstandighede verander. Jy sien, ons dink, as my omstandighede net sou verander, en dalk sê Abba Vader, my kind, as jou gesindheid, jou attitude dalk net sou verander. As jy vandag dink, as ek maar net, is dit tyd om jou gedagtes te verander. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ek wil jou bemoedig, moenie toelaat dat jou negatiewe denke, jou houding of hoe jy ander behandel verander nie. Begin eerder om Abba Vader te dank vir wat hy vir jou beplan het. Blom waar jy geplant is. Pas dit op wat Abba Vader reeds in jou hand geplaas het. Jy weet nooit wat jy het, totdat jy dit nie meer het nie. So fokus op wat jy het in plaas daarvan, om te fokus op wat jy nie het nie. Dan kan Abba Vader jou seën en jou vermeerder, en jou vorentoe druk, jou lei na die lot wat hy nog altyd vir jou het. Want hy sê in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, en 'n hoopvolle toekoms. So Paulus sit in die tronk en dan sê hy in Filippense 4 vers 11 tot 13, ek het geleer om vergenoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Paulus sê hier, dat hy geleer het om tevrede te wees, ongeag sy omstandighede. Paulus het die kunstenaar van tevredenheid geword, wat beteken dat dit 'n vaardigheid is wat 'n mens moet aanleer en aanhou beoefen. Jy sien, om vergenoeg te wees beteken om tevrede te wees met wat jy het, eerder as om altyd meer na te verlang of om jaloers te wees op ander. Hebreërs 13 vers 5 sê, laat julle gedrag nie behep wees met geld nie, maar wees tevrede met wat julle het, want hy sal my en jou nooit begewe of verlaat nie. Dit leer ons om nie te fokus op die dinge van die wêreld of die begeerte na geld en materiële besittings nie, maar om in Abba Vader te vertrou en tevrede te wees met wat hy vir ons voorsien. Jy sien, ware rykdom lê nie in wat ons besit nie, maar in God se saligheid en tevredenheid met wat ons het. So ons moet nie fokus op materiële besittings nie, maar op die innerlike vrede wat kom van goddelike tevredenheid. Om vergenoeg te wees beteken om Abba Vader te vertrou in jou behoeftes en om nie bekommerd te wees oor wat jy nie het nie. Kom ons haal ons fokus af van die begeertes van die wêreld, maar rig ons fokus op die belangrikste dinge in die lewe en om dit te waardeer, ons verhouding met die Skepper van hemel en aarde
en die moontlike te doen, want hy sal die onmoontlike doen. Met ander woorde, om hom te vertrou. Laaste ding, om genoeg te wees is nie net om tevrede te wees met wat jy het nie, maar ook 'n manier om innerlike vrede te ervaar en Abba Vader se sorg te vertrou, ongeag jou bestandighede. Hoekom nie saam bid nie? Abba Vader, skepper van hemel en aarde, ek vertrou U ongeag my omstandighede. Ek wil net vandag vir U 'n dankoffer bring. Ek wil vandag vir U kom sê dankie dat U my so lief het, dat U U eniggebore seun gestuur het, wat my prys, die loon van sonde betaal het, wat die dood is. Hy het dit op hom gevat, en ek is U ewig dankbaar, en ek vertrou U met alles, en in al my ander behoeftes, in Jesus se Hebreëse naam, Yeshua Messiah. Amen. Shalom.